my naam is Stacey. Ek kom van Vanuatu, 'n land wat uit baie eilande in die Suid-Stille Oseaan bestaan. Toe ek klein was, het ek in Beverly Hills gewoon. Nie die bekende Beverly Hills in die Verenigde State nie, maar 'n klein buurt in my land. Ek het groot geword, omring deur my familie, vriende en kerk. Ek is nou in graad 12 by 'n Sewende Dag Adventistes sekondêre skool. Skool is nie altyd maklik nie, maar ek het geleer om God te vertrou. Elke Sabbat het ek en my familie kerk toe gegaan. My ma het gehelp met die kinders se klasse en ek het altyd by die Sabbatskool aangesluit. Ek was lief vir sing, Bybelverhale leer en saam met ander kerklidmate uitgaan om mense te besoek. Ons het saam met hulle gebid en boodskappe van hoop gedeel. Dit het my gelukkig gemaak om ander te help. Soos wat ek ouer geword het, het ek meer oor God begin verstaan. Ek het gesien hoe my ma altyd gebid het voordat ons die huis verlaat het, voordat ons geëet het en voordat ons groot besluit te neem. Haar voorbeeld het my gehelp om in geloof te groei. Nou bid ek ook, selfs meer wanneer ek 'n moeilike keuse moet maak. Een van die grootste keuses wat ek ooit gemaak het, was om gedoop te word. Ek wil my lewe aan God gee, want hy was nog altyd daar vir my. Ek het ook by kerkklubs, soos voorslaggies en baanbrekers aangesluit. Nou is ek deel van 'n klub vir ouer kinders. Hierdie klubs het my gehelp om te leer oor spanwerk, diens en God. Toe gebeur iets baie sleg wat my geloof getoets het. In 2024 het 'n aardbewing ons huis beskadig. Die klein kombuisie waar my ma kos gekook het om geld te verdien, is vernietig. Dit het gevoel asof alles wat ons nodig gehad het, weg was. Ons het nie geweet wat om te doen nie. Ons het gebid. Elke dag het ons God gevra om ons te help. Daardie selfde week het ons kerk elke aand spesiale byeenkomste gehou. Een aand, voordat ons kerk toe gegaan het ek in die yskas gekyk. Ons het net 4 yams, 'n tipe soetpatat gehad. Ek het een gekook en die res geberre. Daardie aand by die kerk het 'n vrou na ons toe gekom met 'n groot bondel eilandkool. 2 dae later het 'n ander vrou vir ons 'n sak rys gegee. Later het 'n gesin van die kerk ons verras met 'n inkopiesak vol goed wat ons nodig gehad het, soos suiker, rys, seep en waspoeier. Ander mense het piesangs, vis en nog meer produkte gebring. Weet jy wat so wonderlik? Baie van die mense wat ons gehelp het, was kinders vir wie my ma jare gelede gesorg het, terwyl hulle ouers gestudeer het. Een man het selfs vir ons geld gegee. Dit het alles net my iets belangriks gewys. Wanneer ons God vertrou, vind hy maniere om vir ons te sorg, selfs deur mense te gebruik, wat ons dit nie van verwag nie. My geloof het soveel gegroei gedurende daardie tyd. Ek het geleer dat God nooit sy kinders vergeet nie. Hy vind altyd 'n manier om te help, wanneer ons hom die nodigste het. 'n Deel van die 13de Sabbatskool offergawe in 2013 het gehelp om 15.000 Bybels en leesgidse vir kinders in die Suid-Stille Oseaan eilande te voorsien, sodat kinders soos Stacey meer oor Jesus kan leer. Dankie vir die 13de Sabbatskool offergawe hierdie kwartaal, wat sal help om gesondheidsprojekte in die Solomons eilande en Vanuatu te ondersteun.